wat vanoggend uitgaan, Here, gebruik my slegs as 'n instrument vanoggend, Here. Here, maar ek vra dat elkeen wat luister, elkeen wat hoor en elkeen wat dit sien, wanneer dit uitgaan op die media, Here, en wat dit hoor en wat hulle eie neem, Here, dat dit die verandering in harte en lewens sal bring, soos wat U dit bestem het. En ons dank U daarvoor in Jesus naam. Amen. Amen. Julle kan maar sit. Kyk daar, as ons dink aan Jesus se bloed, nee, dan is daar iets rondom die bloed, wat ons nie eintlik verstaan nie. En as jy jou Bybel hier so het vanoggend, maak op saam met my daar in Hebreërs. En ons gaan saam lees in Hebreërs 9 vanoggend. Amen. Kyk, ek dink die media bederf ons almal. Krag bederf ons. Maar dis lekker is almal daar so sê amen, dan weet ons. Amen. Okay. Ons gaan saam lees Hebreërs 9 vanaf vers 11. Maar Christus wat opgetree het as 'n hoëpriester van die toekomstige weldade, het deur die groter en volmaakter tabernakel wat nie met hande gemaak is nie, dit wil sê wat nie aan hierdie skepping behoort nie, ook nie met die bloed van bokke en kalwers nie, maar met sy eie bloed eenmaal ingegaan in die heiligdom en 'n ewige verlossing teweeggebring. Want as die bloed van stiere en bokke en as die van 'n vers wat die verontreinigings besprinkel heilig maak tot die reiniging van die vlees, hoeveel te meer sal die bloed van Christus wat homself deur die ewige Gees aan God sonder smet geoffer het, julle gewete reinig van dooie werke om die lewende God te dien. Ons gaan net tot daar so lees. Sien, daar sekere dinge wat ons nie heeltemal verstaan rondom bloed nie. Bloed is 'n absolute wonderwerk van God af. Bloed is uniek. Sê vat jou liggaam, maak elke sekonde omtrent 2 miljoen rooi bloedselletjies. Dis net die Here wat sulke goeters kan uitdink. Sien, jou bloed dra suurstof en dit dra voedingsstowwe en hormone en al die vitamiene is rond en al die teenliggaampies na die verskillende selle toe in jou liggaam. Maar dit vat ook die afvalstowwe, die koolstofdioksied uit weg en dit vat die afvalstowwe na jou niere toe. En bloed het hierdie vermoë om inligting te dra oor jou liggaam. As dokters iets wil weet, die eerste ding wat hulle doen is hulle trek bloed. En hoe meer hulle wil weet, hoe meer bloed vat hulle. So bloed het die vermoë om inligting te dra oor wie jy is. As hulle genetika studeer, dan gaan kyk hulle na jou DNA wat binne in jou bloed sit. En hulle kan jou alles vertel van jou hele geskiedenis van wat was en wat nog kom uit 'n ou druppeltjie bloed uit. En interessant genoeg, bloed bevat goud. Nooit gedink daar's goud wat in jou are rondloop nie. Dis wetenskaplik bewys. Almal van ons se bloed het 'n klein hoeveelheid goud in. Ja, ons is koningskinders. In Japan het hulle geglo dat jou bloedgroep beïnvloed jou persoonlikheid. So jou bloedgroep vertel dalk van wie jy is en wat jou persoonlikheid is. Sien, maar Jesus se bloed vertel van jou bestemming. Dit vertel van wie jy is en waartoe jy gaan. Sien, bloed verteenwoordig lewe. En as jy nou saam met ons gevolg het, die laaste rutte toe ons gelees het, toe aan Levitikus was, toe jy gelees, dan Levitikus 17, hy sê, want die siel van die vlees is in die bloed. En hy het in die altaar opdrag gegee, om vir julle siele versoening te doen, want die bloed
versoening deur die siel. Dis hoekom hulle bloed was gesien as heilig in die Ou Testament. Deurdat hulle gesê, julle mag niks eet wat bloed bevat nie, mag nie bloed drink nie. En God het van die begin af bepaal dat bloed lewe verteenwoordig. Hy het besluit, as daar bloed is, as die bloed vloei, dan is daar lewe. En as die bloed nie meer vloei nie, dan is jy nou maar basies dood. Sien, maar hulle het bloed behandel as 'n heilige stof, as iets wat heilig is. Hulle het bloed gevat, toe hulle die diere geslag het vir die offers, en hulle het die bloed op die altaar geoffer, saam met die vet. Hulle mag nie die vet geëet nie, die vet was geoffer, want die vet het aan die Here behoort. Maar dit het die mense ook herinner dat, weet, sonde het 'n prys wat betaal moet word. En dan moes 'n lewe gegee geword het, sodat jy gered geword het. 'n Lewe moes die prys betaal, sodat versoening kon gebeur. Maar die wêreld het lewe baie goedkoop begin maak. As ons kyk na wat buite gebeur en hoe nader ons aan die eindtyd raak, hoe goedkoper raak 'n mens se lewe. Hoe minder werd word jou eie lewe. Want die wêreld daar buite sien nie dat ons lewens het meer werd nie. Die kriminele sien nie dat dit jou lewe werd. Die vyand sien nie dat jou lewe werd is iets nie. Sien, maar God sien lewe as iets wat baie kosbaar is. Sien, jou prys vir jou redding was nie silwer of goud gewees nie. Die prys vir ons redding, vir ons lewe was bloed gewees. En bloed het 'n manier om sondes te bedek. Hebreërs 9 vers 22 sê vir ons dat byna alles word met bloed gereinig volgens die wet. En sonder bloedvergieting is daar nie vergifnis nie. So van Genesis af tot by die kruis was daar 'n patroon wat gevolg was. Bloed moes gevloei het, sodat jy vergifnis kon kry. Vir elke sonde was 'n offer geëis. Hoe groter jou sonde was, hoe groter moes jou offer wees. En die bloed van bokke en beeste, en al die duwe wat geslag was, kon nie permanente mense sondes bedek nie. Jy het gegaan, jy het jou offer gevat na die hoofpriesters toe, hulle het hom geslag, hulle het die bloed geoffer, en jou sonde was bedek vir 'n tyd gewees. En dan gaan jy daar weg, en dan ruk jy daarna, dan son jy nou jou man uit weer, en dan moet jy nou maar weer 'n offer vat. En dit het die hele tyd aan en aan gegaan. Sien, en die offers was 'n skaduwee, of 'n voorbeeld gewees, van die offer wat moes kom. Maar ons weet dat al die offers het gewys na Jesus toe. Elke altaar wat daar was, het gewys na die kruis toe. Die kruis was die finale altaar gewees. En elke druppel bloed wat gevloei het op die altaars, was 'n offer gewees. Elke druppel bloed was 'n teken gewees, 'n voorbeeld van 'n lam wat geslag sou word vir ons. Van 'n lam wat se bloed sou gevloei het. Dink bietjie daaraan, as jy skuld het by die bank, of jy het skuld op 'n rekening, en elke maand gaan jy en jy betaal net die rente op daardie skuld, dan is jou skuld nooit uitgewis nie. Jou skuld bly lê. Dis maar net, jy betaal net die ou bietjie rentjies, net om jou naam kampstig goed te hou. Sien, maar die skuld staan die hele tyd. En dit is wat presies gebeur het met die Ou Testament. Die bloed wat gevloei het net die rente weggevat. Dit het nooit die skuld weggevat nie. Maar Jesus se offer was so uniek gewees, toe sy bloed vloei, toe betaal dit nie net die rente nie, het betaal die skuld ook af. Sy offer het gesê, jou skuld is finaal betaal. Sien, en Jesus was die absolute volmaakte offer gewees. Geen dier,
Geen offer kon doen wat Jesus kon doen nie. Die kruis was nie 'n ongeluk gewees nie. Die kruis was aspris. Die kruis was God se plan gewees. In die hemel, as jy dink daaroor, die hemel het nie beheer verloor toe Jesus op die kruis gehang het nie. Die hemel het verlossing bewerk vir ons. God het nooit beheer verloor oor enigiets nie. God het altyd 'n plan gehad. Hy het altyd geweet wat moes volgende gebeur. Hebreërs 10 vers 5 sê vir ons, daarom sê hy, as hy in die wêreld inkom, slagoffer en spysoffer wou u nie hê nie, maar u het vir my 'n liggaam berei. God wou nooit gehaat het, daar moes vir ewig bokke en beeste geslag word nie. Is hoekom hy vir Jesus 'n liggaam gegee het. Vir hom gesê, gaan vir jou 'n liggaam voorberei. En daai liggaam sal geoffer word. Daai bloed sal vloei. Hy het gekom, Jesus het gekom as die offer. Hy het gekom om sy Vader se wil te doen. Om die werk te voltooi wat mense nie kon doen nie. Sien, maar bloed reinig ons ook. Hebreërs 9 vers 14 sê, hoeveel te meer sal die bloed van Christus, wat homself deur die ewige Gees aan God sonder smet geoffer het, julle gewete reinig. Van dooie werk om die lewende God te dien. Sien, sonde los nie net 'n vlek in ons lewens nie. Sonde maak jou gewete baie swaar. Sonde vreet aan jou die hele tyd. Dit bring skuld, en dit bring skaamtes, en dit bring spyt en veroordeling in jou lewe in. En baie mense sit met swaar laste in hulle lewens vir 'n skuld wat al reeds betaal is. Baie mense hou so vas aan dinge wat al reeds afgehandel is, wat reeds betaal is vir hulle. Sien, bloed maak nie net jou lewe skoon nie, dit maak jou gewete skoon. Dit reinig jou gewete. Ek gaan vir julle iets probeer verduidelik hierso. Sien, hierdie botteltjie water is soos jou lewe, soos jou gewete. En elke keer dan doen jy iets wat die Here nie van hou nie. En daar is sonde in jou lewe en hy kom en verkleur dit. En ons vergeet baie keer daarvan. En dan kom dit later en dan is daar nog by. En ons los dit baie keer. En dit hang in jou gewetes. En ons doen nog goeders. En dan kom nog by. En baie keer van ons lewens, dan raak hy al hoe vuiler. Ons gewetes raak al hoe swaarder. Sien maar, wat ons vergeet is dat Jesus se bloed het die vermoë om enigiets te verander. En as jy Jesus se bloed vat, en jy sit dit in jou eie gewete in, dan maak hy dit skoon. So dit lyk nou nie ook so nie, maar hy sal baie ligter as wat hy was. Sien, Jesus se bloed reinig ons, en hy heilig ons, en hy was daai gewetes heeltemal skoon. Hy maak troebelwaters helder. Ons gedagtes is baie keer soos troebelwaters. Sien, dit wat ek nie kan skoonmaak nie, kom maak Jesus skoon. En dit wat ek nie kan herstel nie, herstel hy. En dit wat ek nie kan uitvee, die kom Jesus en hy vee dit uit. Maar bloed regverdig ons op. Romeine 5 vers 9 sê vir ons, veel meer, dan sal ons nou dat ons geregverdig is in sy bloed, deur hom gered word van die toorn van God. Sien, regverdig beteken, dis asof ek nie gesondig het. Dit beteken,
Dit wat daar was, is daar nie meer nie. Verstaan, ek is reg. Beteken, dit wat teen my gehou was, het Jesus gekom en heeltemal uitgevee. Daai sondeskuld wat jy gehad het, die brief wat die vyand vat, en so lief is om voor die Here te gaan staan en sê, maar, jy het dit en dit en dit gedoen. Het Jesus gesê, bestaan nie meer nie. Want daai brief het hy aan die kruis gaan vasnaal. Hy het elke rekord van jou sonde uitgewis. En bloed het gegaan en jou posisie voor God gaan verander. Hy het jou posisie van skuldig gevat na vrygespreek toe. Van veroordeel af, nadat jy is aanvaar. Dat jy was verlore, maar jy is gered. Maar bloed het 'n manier om jou by God se verbond in te sluit. Matteus 26 sê, want dit is my bloed, die bloed van die Nuwe Testament, wat vir baie uitgestort het word vergifnis van sondes. Die Engelse vertalings, sal jy sien, hy sê, the blood of the covenant, bloed van 'n verbond, 'n belofte. In die Ou Testament, wanneer 'n belofte gesluit was, wanneer 'n verbond gesluit was, moes bloed gevloei het. Bloed was die kontrak gewees. En Jesus het die kontrak tussen ons en die Vader kon verseël met sy eie bloed. Hy het gesê, daai kontrak staan vir ewig. En dit beteken dat al sy beloftes staan vas. Al sy genade staan vas. Dat sy liefde kan nie verander nie. Maar bloed gee ook oorwinning. In Openbaring 12 vers 11 lees ons dit, hy sê, en hulle het hom oorwin deur die bloed van die lam en die woord van hulle getuienis. Sien, as daar nie bloed was nie, sou ons nie oorwinning kon kry nie. As bloed nie gevloei het nie, sou Satan nooit oorwin gewees het nie. Sou die dood nooit oorwin gewees het nie. Die vyand hierdie manier, hy herinner ons aan ons verlede. Dit is sy grootste taktiek wat daar is. Die grootste troefkaart wat hy het, is om ons te herinner aan wat ons gedoen het. Sien, maar God kom en hy herinner ons aan die kruis. Hy herinner jou, daar het bloed gevloei vir jou. Daar was 'n prys betaal. Die vyand hou daarvan om ons te wys na al ons mislukkings wat ons het. Hy sê vir jou, jy kan nie dit reg gekry het nie, jy kon nie daai reg gekry het nie. Sien, maar Jesus kom en herinner jou, en kyk, hy sê vir jou, onthou net weer na die bloed wat gevloei het. Deur die bloed was daar oorwinning gewees. Die vyand sal vir jou baie keer sê, jy is nie goed genoeg nie. Maar die bloed sê, jy is duur gekoop. Die vyand sal vir jou sê, jy behoort nie hier nie. Maar die bloed kom en sê, jy behoort aan God. Jy behoort in elk geval nie op die aarde meer nie. Wanneer jy kind van God is ons hier net tydelik. Ons behoort aan hom. Ons het in elk geval verhuis. See, the blood of Jesus does not make bad people good. It makes dead people alive. Bloed maak lewendig. Sien, daar is iets omtrent die bloed. Die bloed verteenwoordig lewe en dit bedek sonde en dit reinig ons gewete. Daardie bloed regverdig ons as 'n sondaar. En dit verseël die verbond wat God met ons gesluit het. En dit gee vir ons oorwinning. Party mense hanteer bloed as 'n teologiese konsep. Maar bloed is baie meer as net 'n teologiese konsep. Bloed is lewendig. Dis die rede hoekom ons kan hoop hê. Bloed is die rede hoekom ons kan bid.
Dis die rede hoekom ons by God se voete kan sit. Hoekom ons sy liefde en sy genade kan ervaar. Dit is die rede hoekom ons vergewe word. Dis die rede hoekom ons vry kan lewe. Sien, en dit maak nie saak wat 'n kleur die vyand kom en jou wil mee kom besmet nie. Jesus sal altyd kom en dit regmaak. Jesus sal altyd daar wees om dit weer skoon te maak. Die bloed het nog nooit krag verloor nie. Maak nie saak of Jesus nou al oor die 2000 jaar terug gesterf het aan die kruis nie. Sy bloed lewe steeds. Sy bloed het steeds krag. Jesaja 1 sê so mooi, dink jy, sê, al was jou sonde so skarlaken, dit sal word wat ras sneeu. Sien, daar is net iets rondom die bloed. Daar is net iets hier, en dit is, as ons dink aan die bloed, dan dink jy onmiddellik aan Jesus. Dink onmiddellik aan 'n prys. Sien, maar wanneer ons dink ook aan die bloed, dan dink ons ook aan die nagmaaltafel. En dit is 'n voorreg wat ons het om die tafel van die Here te kan gebruik, om dit te kan herdenk. In die nag wat die Here verraai is, toe het hy die brood geneem en hy het dit gebreek, en hy het gesê, hierdie is my liggaam, wat vir jou gebreek is, my liggaam wat vir jou geoffer is, 'n prys wat betaal is. So hou vanoggend jou broodjie by jou, en ons gaan saam as 'n familie vanoggend die offer herdenk. Amen. Amen. Kom ons gaan vanoggend verklaar, hierdie is die liggaam van Christus. Soos ek hierdie liggaam eet, word deel van my liggaam. Sy liggaam versterk my. Dit verkoop my. Dit genees my van alle siektes. Amen. Sien, daarna het die Here die beker geneem en hy het gesê, dit is die bloed van die nuwe verbond. Nie 'n ou belofte nie, maar 'n nuwe belofte. 'n Nuwe kontak wat gesluit is. En hy het gesê, neem dit en drink dit. En toe sê Jesus iets kosbaar, hy sê, doen dit so dikwels as julle by mekaar kom. Nogmaal, is nie net 'n ding wat ons 1 keer 'n maand hoef te gebruik nie. Jy kan dit elke oggend doen as jy wil. Sy bloed verlos uit Satans mag. Amen. Sy bloed maak slawe vry. Die grootste sondaar maak hy rein. Sy bloed verlos vir my. Amen. Ons verklaar vanoggend, hierdie is die bloed van Christus. Sy DNA word deel van my DNA. Sy bloed reinig my.
Dit heilig my. En dit maak my die regverdigheid van God. Amen. Here, vanoggend kan ons sê dankie vir u bloed. Here, dankie vir 'n prys wat betaal is vir ons. Vir 'n offer. Here, daardie offer was 'n finale offer gewees. Een wat nie weer hoef te gebeur het nie. Here, ons dankie dat ons weet dat omdat Jesus die finale offer betaal het vir ons, die finale prys betaal het vir ons, Here, hoef daar nie weer bloed van bokke en skape te vloei nie. Here, dat u bloed so kosbaar is. Here, dat die prys daarvan kan nie bepaal word nie. Here, maar ons dankie dat die bloed is uniek en die bloed het soveel krag, Here. Here, maar ons vra dat wanneer die tye kom, Here, wanneer die vyand ons wil herinner dat ons nie waardevol is nie, dat ons nie hier hoort nie. Here, dat u bloed ons sal kom herinner daaraan. Dat u bloed, Here, ons weer wakker sal maak. Aba Vader, Here, ek dank u vir vanoggend en dat ons kon deel hê aan u liggaam weer. En ons sê dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Amen. Amen, julle. So, vanaand, as daar krag is, dan is daar woordskool. So, ons bid vir